Nou ja, goeiemôre vriende. Ek groet julle met 'n lekker koppie koffie. Ons kry dit van 'n plaaslike verskaffer af en dis filterkoffie wat ons self maal, né? Ja, grind dit bone. In elk geval, in die vorige twee video's het ek en my goeie vriend Fossie Vosloo het ons 'n bietjie begin raak aan die aspekte waaroor hierdie platform gaan. Dan nommer 1 gaan dit oor die Bybel en ons interpretasie daarvan. Dan nommer 2 gaan dit oor ons kultuur. En dit alles natuurlik oor 'n lekker koppie koffie. Nou meestal maak ek opnames wat gaan oor presies die Bybelinterpretasie en wat die betekenis is en hoe ons die twee bymekaar uitbring. En dan so nou en dan sal Fossie saam met my opkom en ons sal praat oor kulturele dinge en die plan is om dan nog ander gaste ook in te bring en ander opinies te kry. My doel met die platform is glad nie om iemand te kruisig nie, my doel is nie om enige iemand te verdoem nie. My doel is om die interpretasies wat ek gekry het deur hierdie jarelange studies wat ek het van die Bybel en die verskillende teks wat kern was tot hierdie studies, meestal die Hebreëse kultuur, die Bybelkultuur van die tye waarin die boeke geskryf is, geskiedkundig, wat het gebeur, wat het aanleiding gegee tot wie die mense is wat aan die woord is en hoekom hulle voel soos hulle voel en hoekom hulle praat soos hulle praat. En die dieper betekenis van dit en so het dit gelei daartoe dat veral met die boek Daniël was daar studies wat ook in Aramees was, 'n gedeelte van Daniël is in Aramees geskryf gewees. En Hebreëus natuurlik en dan met die Nuwe Testament is die Grieks. Was nog 'n uitdaging, is nog steeds 'n uitdaging moet ek by sê. En dan wanneer jy kom by sekere plekke van die teks dan begin die Samariaanse geskrifte ook, die Samariaanse Pentateeg ook 'n rol speel, soos byvoorbeeld met Stefanus in Handelinge. En 'n ou moet op 'n punt kom waar jy besef wanneer Stefanus aan die woord is, dit wat hy aanhaal as feite, wat baie kritikuste sê, kry jy nie in die Ou Testament nie, hulle is nie verkeerd nie. Maar dit beteken nie dat Stefanus verkeerd is nie. Stefanus het groot geword in Samaria, en hy het groot geword onder die tempels van Samaria, en die teks wat hy gekwoteer het, wat inderdaad akkuraat gekwoteer is in Handelinge, is die Samariaanse Pentateeg. En so as jy daai goed weet, dan kan jy enige argument teenstrydig met dit wat sê die Bybel is nie akkuraat nie, kan jy teenstaan. Maar so vir my as Afrikaner, as 'n klank van hierdie land, kan ek sonder twyfel sê, en julle sal onmiddellik aanklank vind daarby, dat Afrikaans is so 'n unieke mooi taal. Ons as mense het ongelooflike mooi kulturele gewoontes en sê goed, wat meestal tot my hartbrekens toe begin tot niet gaan. Ons mense is so gefokus op geld maak en ek moet reg wees, kultuur, jy weet, almal het 'n opinie en jy durf nie teenstrydig met die opinie wees nie. En dit taai so effens in met dit waaroor ek wil praat vandag. Wanneer ek kom by die interpretasie van die Bybel, is daar ongelukkig feite wat ons nie vertel word nie, wat ek in my jare wat ek groot geword het, waar ek groot geword het in die NG Kerk, in die Gereformeerde Kerk, later jare, en toe soekend deur verskillende charismatiese kerke en soekend om te kyk waar kan ek iets kry wat ek by aanklank vind. En min het ek geweet dat daar 'n dag sal kom wanneer ek stikkend op my knie gaan en sê, Vader, ek kan nie meer nie. Van hom een kan ek nie meer nie, want ek is so sondig, ek het soveel foute, ek het soveel mense te nagekom in my lewe, as gevolg van my keuses en die besluite, besigheidsbesluite en goed, ek kan nie meer nie. En hoe die Vader met my 'n pad begin loop het, naby aan 'n dekade nou, wat ek die Bybel begin studeer het, spesifiek gefokus na die Hebreëse letterkunde, die nuances daarvan, die konteks daarvan, die kulturele konnotasies, die implikasie daarvan, wat dan die fondasie is van dit wat ons vind in die res van die Bybel. En so ook buite Bybelse teks,
Flavius Josephus en Polycarp, Irenaeus, Hippolytus, al daai ouens, met ten spyte van die vergrieksing, die Hebreëse konteks en die kulturele konteks wat daarmee saamgaan, en dit was vir my 'n eye-opener om sulke goed te sien, en daar's nog elke dag, is daar dinge wat ek sien wat my stom slaan om te sê, hoe akkuraat is die Bybel? Ek meen, ou hoef nie verder te gaan om te gaan kyk wat so ontdekkings word gemaak deesdae reg oor die wêreld vir die laaste 10-20 jaar. Die Rooi See, waar hulle die Rooi See getrek het, die roete Elim, die rots, Sinai, Jericho, selfs in Jerusalem waar hulle nou, selfs die goue klokkies wat aan die hoofpriester se rok gehang het. Seels wat 'n dienaar van in koning Dawid se paleis wat gevind is, en selfs van ander profete word die seels gevind. En dit is vir my so mooi, daar's in Egipte is daar die plek gevind waar Israel gewoon het. Die plek is gevind waar die krygswaans tuis was en waar die farao gebly het en al hierdie goede. Dit is vir my so mooi en ek sien dit so in lyn met die Daniël 12 profesie waar die Vader sê aan die einde van dae van die Agarita Emim sê die Hebreëus sal mense soek vir kennis en kennis gaan vermeerder. Dit is vir my ongelooflik mooi. In lyn met dit is daar realiteite wat ons as gelowiges moet besef. En solank as wat ons dit nie besef nie, sal ons nie ons verhouding met God regkry en sal ons nie onder die genade van God staan nie. Maak nie saak of ons dit 10 miljoen keer of 700 miljoen keer sê, ek staan onder die genade en ek is 'n Christen en dit is juist waar die probleem lê. Jy sien, wanneer jy gaan na die Hebreëse teks toe, sê God vir jou, hierdie is my naam. Hierdie video gaan nie oor die naam nie. Het sê dit Yahweh is of Yahuwah of Jehovah of Yeshua of wat ook al die naam is. Of Here. Hierdie video gaan nie oor dit nie, ons sal by dit kom. Maar dit gaan oor die konteks van die naam Shem. Sien die woord wat vertaal word in die Hebreëus na naam toe, is die Hebreëse woord Shem. Wat baie meer is as 'n titel waarby mense jou ken. Wat baie meer is as die naam wat jy uitgespreek word. Ons ou mense in ons kultuur het altyd die ding gehad, en my ouma, my oupa en oupa grootjie en so het altyd gesê, jou naam is alles. Jy sien, hulle het die konteks daarvan verstaan. Staan 'n oomblik stil, maak jou oë toe en dink wat ek nou sê. As ek 'n ou se naam noem wat jy ken, Janie Poggenpoel of Saartjie van 'n Merwe of Elton John. Die oomblik wat jy daai naam hoor, vind daar in jou geestesoog assosiasie plaas. Onmiddellik wanneer jy daai naam hoor, kan ek vir jou vra, wie is die persoon vir jou? Hoe ken jy hom? Wie is hy? En jy gaan vir my kan sê, hierdie persoon is 'n skelm of hy's nie 'n skelm volgens jou interpretasie. Hierdie is 'n goeie ou, hy doen liefdesdade, hy ry 'n pink Hilux bakkie. Net 'n grappie. En hy verneek sy vrou of hy's getrou aan sy vrou, hy's 'n goeie pa of hy verniel sy kinders. Daar's onmiddellik is daar 'n assosiasie. Vir my persoonlik, as jy praat van Elton John, dan dink ek aan die ou wat die rock songs gesing het in die 70s, 80s, wat Nikita gesing het. Maar ook en 'n songs wat ek geniet, maar gelyk daaraan kyk ek en ek sien 'n man wat so verdwaal is in die lewe met homoseksualiteit en waar hy arrogansie ontwikkel het wat die verstand te bowe gaan as gevolg van sy rykdom. Hy sê die eie gootjie in sy eie lewe. So by definisie, wanneer jy dink aan iemand se naam, kan jy nie anders as om assosiasie te doen nie. En dit is die presiese konteks van die Hebreëse taal. Presies net soos ons taal. In Hebreëus, as jy praat van Shem, dan praat jy nie net van die naam wat jy genoem word nie, maar jy praat van die reputasie. Dit beteken alles wat binne in daai raamwerk is van wie jy is. Dit is jou Shem. Dit beteken jou goeie en slegte karaktereienskappe, jou karakter self. Is jy getrou, is jy nie, al die moeilikheid waardeur jy gegaan het, die vorm waardeur jy gegaan het, dit wat jy was, dit wat jy is en dit wat jy gaan wees, word alles, Engels het 'n mooi woord om te sê, encapsulate. Presies wat die betekenis van Shem. En daarom
Wanneer ons na die Bybel kyk en ons lees, ons mag niks wegvat of byvoeg nie. Dit klink mooi, maar as ons mooi gaan dink oor dit, hoekom mag ek niks wegvat en byvoeg nie? Die kerke doen dit elke dag. Ek kan vir jou uit 'n paar jaar terug toe doen ek 'n studie van hoeveel Christendenominasies is daar. Toe is daar al reeds, hoor mooi wat ek sê, meer as 45,000 Christendenominasies reg oor die wêreld, en ek het nou hierdie week het ek die totaal gekry geloofsgewys. Ons praat nou van Islam en Hindu en Christen en Joods en is daar meer as 4,200 religions gelowe in die wêreld. En elkeen van hulle gevorm op doktrines wat gekodifiseer is, wat sê hierdie is wat ons glo, en dan getuig word vanuit die mond. So in lyn met dit, wanneer jy gaan en jy gaan kyk wat beteken die woord Shem, wat hier is naam, reputasie en roem. Wanneer jy gaan kyk daarna, sal jy vind dat in die Hebreëse teks dat hierdie wye betekenis het van presies wat dit is. God sê, hy is wie hy is. Ehyeh asher ehyeh is die Hebreëse Exodus. Ek is wat ek is, of ek sal wees wat ek, en al hierdie teks word inderdaad reg vertaal, want die Hebreëus is so wyd. 'n Voorbeeld daarvan is, daar is die Hebreëse woord bou. Bou kan beteken gaan of kom. In Openbaring 22 kry jy kom, sê die Gees en die bruid, Ruach vayakela omrim bou is dit in die Hebreëus. So die Gees en die bruid sê kom. Maar bou kan ook beteken gaan. Wanneer God in Exodus vir die volk sê gaan, dan kry jy die woord bou. So Hebreëus is kompleks wanneer dit by dit kom. Maar wanneer jy kom by hierdie ding en God sê ehyeh asher ehyeh, dan is daar 3 woorde wat hom beskryf, Yahweh Yehye, wat die God wat was, die God wat is en die God wat sal wees. So daai alles is deel van sy entiteit. En die Vader se opinie, en vir my is dit al opinie wat geldig is. Ek luister nie wat kerke vir my sê nie, ek gee nie om wat vertalings vir my sê nie. Dit wat God sê is al wat vir my saak maak. Want wanneer jy gaan na Openbaring 20, 21, 22, jy gaan kyk na daai laaste dae en jy kyk na die oordeele wat uitgespreek word, is daar net een entiteit aan die woord. En dis die Godheid homself, wat die oordeel vel, wanneer die boeke oopgemaak word, die boeke van dade en die boek van die lewe. En teenstrydig met wat baie kerke vir jou sê, gaan jy nie 'n spreekbeurt hê nie. Die boeke van dade gaan spreek oor wie en wat jy is en die besluite wat jy geneem het. God sê moet niks wegvat of byvoeg nie. Want dan verander jy aan my identiteit, jy verander aan my karakter, jy verander aan wie ek is. En die oomblik as jy dit doen, dan is jy besig met afgoderry, want jy is besig om die God wat jy het te verander en te herskep in die vorm wat jy hom wil hê. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, en dis nie oordryf nie. Ek wil so graag hê ons moet by 'n punt kom waar ons God vat by sy woord. Waar dit nie 'n dominee of 'n predikant of 'n pastoor of 'n akademikus of 'n professor of 'n dokter is wat vir jou sê, man kyk, hierdie is eintlik wat die skrywer bedoel het. Hoe weet jy wat die ou bedoel het? Hierdie boeke is 4000 jaar terug geskryf. Waarna ons kan kyk, is ons kan kyk na die Nuwe Testamentiese boeke, Matteus, Lukas, Johannes, Markus, en ons kan kyk na Paulus se boeke, ons kyk na Jakobus en Juda, en ons kan na hierdie tekste kyk en ons kan kyk hoe het hulle dit geïnterpreteer. Hulle is inteendeel almal van die eerste eeu af. Johannes wat Openbaring geskryf het, is die opinie, en volgens my die meer akkurate opinie, dat hy Openbaring geskryf het 90 AD. Dit beteken die tyd van 100 AD het nie een van daai mense meer geleef nie. Mense ontstaan in 2026. Daar's nie 'n manier wat mense vandag vir my gaan sê, hulle weet presies wat hierdie skrywer bedoel het nie, behalwe vir die teks wat jy kry, wat definitief neergepen is, wat sê, dit is die betekenis. So het jy dan vaders wat na dit gelewe het, Irenaeus, wat Polycarp quote. Polycarp
was die disipel gewees van Johannes wat Openbaring geskryf het. So as jy daai goed gaan naslaan, dan vind jy, wat is die betekenis meer? Vir ons om die arrogansie aan die dag te lê, om te sê, hierdie is wat hulle bedoel het, is wensdenkerry. Dit is dwaling. Nou God bepaal wie jy is. Sy opinie is, die oomblik as jy verander aan dit, dan skep jy jou eie godsdienst en jy skep jou eie God, wat nie in lyn is met dit wat sy vereistes is nie, en dan is jy besig met afgoderry. Die belangrike vraag wat ons as gelowiges vir onsself moet vra, is, wat is die opinie van die apostels? Wat is die opinie van Messias? Nou dit wat ek nou sê ek met alle respek, want ek verstaan waar die dwaling vanaf kom. Daar is hierdie algemene opinie in baie van die Christendenominasies dat Paulus se woord staan paramount. Hy is die ou wat bepaal waarheen die geloof moet gaan, waarheen die kerk moet gaan. En op vele male het ek al vir mense van hierdie denominasies gevra, wat? Daai punt wat jy noem, wat jy 'n statement maak en sê vir 'n feit, Paulus het so gesê, dan vra ek net die volgende vraag, wat sê Jesus Christus of Yeshua HaMashiach, afhangende van die titel wat jy wil gebruik, wat is sy opinie oor dit? En die hartseer ding is, ek kry niemand wat dit kan antwoord in daardie denominasies nie. Hulle kom met allerhande nie skriftuurlike opinies, maar dit is al wat dit is allegorie en opinie. Dis hartseer dat niemand weet wat Messias sê nie, en glo vir my, Messias het nie stil gebly oor dit nie. Hy het gepraat oor dit, hy het gesê wat die vereistes is. As jy dit net wil gaan lees. En wanneer ek by daai punt kom, en daar begin dan 'n debat, dan het ek net een vraag. Wie is die apostel, en wie is die Messias? En glo dit of nie, as jy Paulus se woord vat bo die van Jesus Christus, dan maak jy hom die oppergesag, wat beteken jy maak die Messias van minder waarde, dan is jy besig met afgoderry, of jy daarvan hou of nie, is presies wat dit is. En daarom is dit so belangrik dat ons kan fokus op die woord en sê, wat sê die skrif werklik? My doel met hierdie platform is dat ons deur die skrif kan gaan en kan analiseer en sê, wat sê die teks werklik? En surprise, surprise, baie keer word ons gelos sonder antwoorde. Die Bybel gee nie al die antwoorde nie. Veral wanneer dit kom by die hemelse wesens, dit wat in die hemel gebeur en engele. Dit is 'n interessante ding gewees toe ek die studie gedoen het, dat daar soveel keer is, wat die woord malach, wat eintlik in Hebreëus beteken boodskapper, vertaal word in die Bybel as engele. Dit het my stom geslaan, dat soveel keer jy die woord engele kry, waar dit nie daar is nie, waar die woord uitsluitlik boodskapper is. 'n Voorbeeld daarvan, 33 Afrikaanse vertaling. Die 33 Afrikaanse vertaling, wanneer die briewe geskryf word aan die 7 gemeentes, kan jy sien in die 33 vertaling sê hy, en sê aan die leraar van die gemeente. Die 33 Afrikaanse vertaling kom met die Textus Receptus uit. En dit het sy eie vloei, ek het die vorige keer gepraat oor dit. Die 53 vertaling kom met die Nestle-Aland teks uit, dit is die bronteks vir die 53 vertaling, en daar het hulle dit verander, en sê vir die engel van die gemeente. So wat is dit nou werklik? Ons weet by definisie dat die leraar, die predikant of die pastoor of die leier of die broeder of die wie dit ook al is, nie 'n engel is nie. Maar so kan 'n engel ook nie die menslike vorm wees van die leraar nie. So wat is dit nou werklik? En in werklikheid, wanneer jy na die Hebreëse teks toe gaan, na die Hebreëse konteks toe gaan en die taal gebruik, dan sien jy dat die woord wat daar hoort is malach, boodskapper. En partykeer kry jy waar die Bybel vir jou sal sê malach Elohim, wat dan beteken die engel van God. So 'n ou moet gaan sit en na die teks gaan kyk, dit analiseer, en kyk wat sê die teks werklik, en dan die konteks daarvan, soos die woord bou kom of gaan, wat is die konteks daarvan, wat is die betekenis, en jy kan dit nie doen,
deur een vers te quoteer. Jy kan dit nie doen nie, want jy kry nie die volle prentjie nie. Die meeste van die plekke, veral wanneer jy kom by Messias se woorde in Matteus 5 tot Matteus 7 is die bergpredikasie, dit het alles konteks. Dit begin met wat geken word as die Beatitudes, die seëninge, en watter mense watter seëninge ontvang, en dit gaan reg deur waar hy sê hoe die wette van God geïnterpreteer moet word. En hoe hy dit voluit gee, presies soos Matteus 5 vers 17 sê, hoe hy dit voluit gee. Een voorbeeld, hy sê daar, jy is gesê jy mag nie moord nie, maar ek sê vir jou, as jy vir jou broer sê, raak het jy reeds die daad gepleeg, so, en ek paraphrase. So wat hy doen is, hy vat die wet van God, jy mag nie moord nie, en hy gee dit voluit, hy maak dit meer intens, en dit is presies hoe dit werk, so as jy die Bybelstudies doen, dan is die algemene opinie dat in die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, Ou Testament, woord wat ek nie van hou nie, kry jy 613 wette. Dit is my interessant as ek praat met mense en hulle sê, ek onderhou die Nuwe Testament wet. Vraag is dan, hoeveel wette is in die Nuwe Testament? En surprise, is die hoeveelheid van gebooie wette, wat jy in die Nuwe Testament kry, is 1050. Min of meer, afhangende hoe jy dit tel. So partykeer argumenteer ons teen onsself vas, teen die woord vas. En daarom gaan ons intens na die woord kyk. Ons gaan hierdie ding vat stukkie vir stukkie, opinie vir opinie. Ons gaan die heilige koeie slag. En ons gaan kyk, wat sê die teks werklik. En hier vandag, dit waaroor ek gepraat het, gaan oor die identiteit van jou God. Jy bepaal wie is die God wat jy dien. En dit is nie my opinie nie. Dis die opinie van God. Afsluit met die volgende 2. Ons lees dat God sê, plaas dat jy warm of koud was, maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Die Hebreëse teks daar word meer akkuraat vertaal as jy sê, plaas dat jy warm of koud was, kon ek jou aanvaar, maar nou dat jy lou was, sal ek jou uitbraak. Die uitbraak het soveel harder toon aan dit as die uitspoeg gedeelte. En ons moet die Bybel lees in daai konteks. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê Messias, in die dag sal kom dat hulle vir my sê, Here, Here, hy praat van gelowiges. Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, het ons nie in die naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie in die naam, en hulle gaan aan met hierdie lys, en hy sê, hierdie is harde woorde, hy sê, ek sal in hulle gesigte vir hulle sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie, jou werker van wetteloosheid. In lyn met dit, gaan ons moet kyk na die skrif, en sê, wat sê die Bybel werklik? 'n laaste woord, daar bestaan nie so ding, soos 'n akkurate vertaling nie. Die enigste teks wat bewys is, wat die akkuraatste is wanneer dit kom by die vertaling van die Hebreëse teks, is die Masoretiese teks, en dit is bewys deur die Dead Sea Scrolls. Die Dead Sea Scrolls, meer as 2000 jaar oud, wat ontdek is in 1947-48, het bewys dat die Masoretiese teks, wat toe 700 jaar omtrent oud is, inderdaad akkuraat is. Maar van daar af, met al die vertalings, is daar soveel vertalings. Daar's vertalings wat ek persoonlik verkies, wat ek sê is meer akkuraat as ander, wat meer sê wat die Hebreëse teks sê, maar hulle het ook groot foute in. Soos die Complete Jewish Bible, wat ek om een dink het die verkeerde naam. En die Tree of Life version. Ek is bitter teleurgestel deur die Afrikaanse vertalings, wanneer ek gaan kyk na die vergelyking van die betekenis van die teks en die teks. So, ek lees die 33-53 vertaling, wanneer ek met die Afrikaans besig is, en ek verkies in die Engels die Complete Jewish Bible, wat deur Dr. David Stern en 25 professore vertaal is vanuit die Grieks en die Hebreëus, wat se doel is vir Jode om hulle Christus te sien binne in die Hebreëse teks en dit te verstaan. So dis hoekom die Bybel so is, maar hy is baie, baie goed vertaal. So dit is my benadering. So ek sê weer eens ter afsluiting, my doel is nie om mense te vernietig, mense te oordeel, niks nie, want ek het nie die agtergrond. Ek weet nie waar hulle vandaan kom nie, ek weet nie wat hulle benadering is tot die skrif nie. Al wat ek weet, is ek het in die begin van my journey,
het ek op my knie gegaan en sê, Vader, ek is verlore, help my, wys my. En ek sal getuig nog oor elke insident waar die Vader my gevat het en vir my geskok het tot in my klein toentjie, met die manier hoe hy dinge openbaar en die waarhede wat daar lê. En wat is die werklike betekenis? Dit is liefde, mense. Maar ongelukkig liefde wat nie staan sonder oordeel nie. Ons dien 'n gebalanseerde God. En as jy lewe onder die waan dat God net liefde is, dan is jy mislei. God het sekere voorwaardes. Voorwaardes soos wat jy en jou meisie het, of jy en jou kerel het, of jy en jou vrou het, of jy en jou man het, sekere reëls wat geld vir die verhouding, wat nie gebreek word nie, want dan spat die vonke. Of daar kom 'n skeiding. Met God is dit presies dieselfde. Hy sê hy die mens geskape volgens sy beeld. En glo my, wanneer hy 'n ding sê, bedoel hy dit. En dit is inderdaad so. So kom ons kyk. Die volgende opname gaan ons 'n stukkie teks vat. Ons gaan dit analiseer, ons gaan kyk wat sê die teks daaroor. En ons gaan die Bybel bietjie van nader begin ondersoek. Mag julle almal 'n baie geseënde dag hê.